Goeiemôre Pastoor Aubrey. Goeiemôre Marilou, goeiemôre aan die luisteraars vanoggend. Hoe gaan dit? Jy weet maar, is altyd goed. Vanoggend lyk dit nie so nie. Ja, dit lyk miskien nie so nie, maar dit voel so. Nou, laai speedtraps gesig, ja. Smal, maar ek sal vir die steke betaal. OK, in die hak vir daai ene. Ek trek so jou been. Nou ja, ons is vanoggend weer terug. Ons sit daai elke tweede Dinsdag in ons bespreking. Ek en Pastoor Aubrey saam interessante onderwerpe, so onthou met nie mis te loop nie. Kom ons gesels, Pastoor, ons is in jou hande. Dankie. Ja, ek wil net begin om weer vir luisteraars te sê, ja, ons het 2 weke terug het ons gevra hulle 'n bietjie bydrae gee vir 'n naam. En ons het daarom 'n naam of 3 gekry, maar ons het besluit om om vir julle nog so 'n week te gee om vir ons nog name te gee voor ons op die finale naam besluit het. Wat het ons toe al? Ons het al ek het nog nie eens die lysie by my gebring vanoggend nie. Ons nog nie finale het nie. Okay. Maar ons gepraat, ons maak 'n verandering met saam met die JOM en daai tipe goede en dit. Want ek wil net vir die luisteraars weer eens net aan bewus maak dat ek wil net dankie sê vir die United Independent Movement wat dit moontlik maak vir my om elke tweede week bietjie hieroor te kon gesels en baie ander onderwerpe wat na aan die huis is, na aan die hart van elke mens is. Ons het nou al bietjie gesels oor bietjie mishandeling, masgebruik, sleutelmerke van boeliegedrag en laasweek spesifiek oor die tipes en dies meer. Nou, ek het goed gedink om vandag dat ons net so bietjie stil staan op mishandeling en magsgebruik en wat kan ons doen om te help. Nou, ons moet onthou dat mishandeling is die mishandeling van 'n ander persoon. En dit sluit absoluut kindermishandeling in. Genademishandeling, fisiese mishandeling, emosionele mishandelinge, geestelike sowel as seksuele mishandeling in. So, jy weet dit is en hoekom praat ek vanoggend daaroor? Want daar's 'n verskil tussen die tipe, soos ons gesien het die vorige keer, van die verskillende tipe van boeliegedrag wat daar is. Want daar's 'n verskil ook tussen om gemishandel te word en wanneer iemand magsgebruik gebruik teen 'n persoon. En daar is so baie, ontsettende baie mens, en ek is seker daar's vanoggend luisteraars wat luister, wat sê, maar jy weet, eintlik word ek fisies mishandel, of word ek emosioneel of geestelik mishandel. Daar's miskien 'n jong dogter of so of 'n jong seun wat vanoggend op 'n bus ry skool toe, as hulle gelukkig het om 'n bus vanoggend te hê, in Gauteng, om te sê, maar eintlik word ek seksueel mishandel. En ek wil vir julle sê, daar is iets wat jy daaromtrent kan doen. Jy hoef nie vir altyd stil te bly nie. Nou, mishandeling kom ook in die wetlike terme ook voor. Met ander woorde, wetlike gesag wat ook mishandeling op die normale burger van hierdie land toepas. En hier praat ek nou spesifiek van, wil ek 2 uitsonder. En dit is soos regeringsamptenare, en sit nou verkeer polisie is, of iemand in die munisipaliteit is, of wat ook al is. En dan natuurlik die een wat altyd so bietjie weggesteek word, meeste van die tyd, en dit is godsdienstige leiers, wat mishandeling misbruik en toepas. Want mense dink mos hulle kan niks doen nie, en ons weet deur die jare, nou al het 'n sekere dominasie, wêreldwye bekende dominasie, hoe die geraamtes uit hulle kaste begin uitval het, en hoe dit gekom het, hoe dit al die jare probeer wegsteek het. En dan is daar magmisbruik. Nou ons weet nou wat mishandeling is, so wat is magsmisbruik? Nou magsmisbruik is die misbruik van gesag deur iemand wat in 'n magsposisie is om ander te beheer, hulle te probeer te manipuleer of skade aan te doen vir persoonlike gewin of om dominasie uit te oefen, met ander woorde om hulle te domineer. En ek het gister 'n oproep gehad van 'n persoon, 'n voertuig het in 'n verkeerde, hoe sal ek sê, teen die verkeer aangekom.
En dit is nie 'n taxi nie, dit is 'n normale voertuig. En iemand het die persoon gestop en gesê, luister, wat jy doen is verkeerd. En die persoon spring toe uit die voertuig uit. En ja, is iemand in mag. Iemand in 'n uniform. En 'n ander persoon klim toe uit en die persoon identifiseer homself van waar hy is en wie hy is en sê maar wat jy doen is verkeerd. Dit is nie eties nie. Jy is in 'n uniform en dies meer. En jy weet die arrogansie is so daarso. Maar dat die persoon haak af vir die persoon en sê luister, ek is so en so. Bel maar my bevelvoerder wie so en so is. Maar jou dae is getel. 3 keer voorgetuies word die persoon so gedreig. So dit is 'n voorbeeld van magsgebruik. En ja, jy weet, en die ding is, mense bly stil daarvoor want hulle is bang. Die tyd is wat ons moet op bang wees, ons moet opstaan vir onsself. En daar is instansies, daar is organisasies en daar is maniere om hierdie goed julle mee te help vir dit. Nou ja, magsmisbruik kom ook op verskillende vorme voor. Dit manifesteer soos ek sê op verskillende maniere, soos fisies, emosioneel of finansiële mishandeling. En dit kom in baie verskillende omgewings voor. Insluit in die politiek, die werksplek en in families. En ons moet net een ding mooi besef, dit sluit boeliegedrag in. Hierdie mishandeling en magsmisbruik is deel ook van boelery aan die einde van die dag. Dit is deel van intimidasie en ons gaan nog later, sal ons nog praat bietjie oor intimidasie. Die gebruik van gesag om iemand te dwing om teen hulle wil op te tree of om onwettige of immorele dade te pleeg. Jy weet, jy gaan dit doen of ek gaan dit teen jou doen, daai tipe ding. Ja, dit is afpersing, deur en deur. En dit is ongelukkig 'n algemene vorm wat ons vandag se lewe gebeur. En ongelukkig is dit so algemeen dat dit 'n deel geword van die mense daaglikse lewe. En die mensdom kom dit nie eens meer agter nie. Kinders word groot daaraan en dan so hulle dink dit is die norm, ons kan dit so doen. Ja, dis nou van nature. Dit is van nature en dis hoekom jy kry dit al op laerskool, op kleuterskool vlak eintlik al begin deurkom met kinders. En soos hulle ouer word raak dit al hoe erger en moeiliker. So dis hoekom dit so belangrik is dat die ouers bewus is hiervan. Dat almal bewus is hiervan, inteendeel, nie net ouers nie, maar kinders ook, dat hulle weet wat gebeur is verkeerd. Ja, want mense kan sekerlik die tekens sien, as jou kind se gedrag mos anders is. Gaan Absoluut. jy mos wonder en jy gaan mos kyk en jy gaan mos maar jy weet Marilou, die probleem is om vandag se tyd, dit is mos net, ouers, jy weet, daar is nie meer tyd nie, die lewe het gejaag geraak. So, slimfoon. Ja, hou jouself besig met dit. Daar's my selfoon, ja, jy weet, of gaan doen iets op jou laptop, of jy weet, daai tipe goede en dinge. Jy weet, en ons moet begin luister, veral as ons kinders met ons praat. En as jy sien, daar's 'n afwyking in die gedrag, moet jy vra. Ja, jy gaan teenkanting kry, dit is verseker, veral hoe ouer die kind is, hoe minder wil hulle met jou praat daaroor. Hulle gaan gewoonlik vir jou sê, ag, los my uit, dit is niks nie, daai tipe goed. En as dit jou kind se houding skielik is, moet jy weet, definitief, daar is massiewe rooi vlak wat opgaan. Daar is groot probleme alreeds. En dit is, jy weet, of dit nou met ander kinders is by die skool, of dit met 'n onderwyser is, en met iemand anders, miskien in familie, mense weet nooit nie. En ons moet nie net aanvaar dat alles is altyd donkie-dorie nie. Jy weet, so, wat kan ons doen? Of wat moet ons doen? Inteendeel. Nou, my beskeie opinie op hierdie is, elke persoon moet seker maak dat hulle goed ingelig is hieromtrent. En dit is wat ons probeer doen met hierdie elke tweede Dinsdagoggend. En weet, lees bietjie daaroor, kyk bietjie, maak jouself bewus van die verskillende tipes
wat ons veral laasweek oor gepraat het, die fisies, die verbaal, sosiaal, die cyberboelie en al die tipe goed en mishandeling. Jy weet, fisieke molesterings, dis ook baie maklik om te ontdek. Merke op 'n kind, merke op 'n groot mens, en veral op die vroulike geslag. Jy weet, as iemand nou skielik aanhoudend net lang moue begin dra en goede wat hier so lyk of hulle verwrig, jy weet, en tot die tone toe is, en iemand wat nooit 'n burka gedra het nie, nou skielik een begin dra, dan moet jy vra, hoekom, waarom? Dan natuurlik verwaarlosing, uitbuiting, emosionele mishandeling, die lys gaan aan en aan. En al hierdie goed veroorsaak trauma aan die einde van die dag. Massiewe trauma in die lewe. En alles moet aandag kry. Ons kan nie dit net so los nie, Marilee. En dit is belangrik dat luisteraars besef dat daar is hulp daar buite. En ek wil vanoggend 'n beroep doen en 'n hand uitreik en te sê ook, as daar skole is wat voel dat hulle wil hê, ek moet miskien kon gesels by die skole oor boeliegedrag nie meer. Ek weet SAPS doen programme om te gaan praat met kinders oor die mishandelings en boeliegedrag en daai goed. Maar as hulle wil hê dat iemand anders ook bietjie net met hulle kon gesels, of dit nou laerskole is, hoërskole is, maak nie saak nie. Kontak my. En ons sal by julle uitkom. Kom ons reël en ons kom gesels by die kinders. Ons verduidelik dit vir hulle. En as daar ouers is wat of gemeenskappe sê, maar luister, ons wil meer weet hierso, reël iets en ons kom gesels met julle. Want dit is waaroor dit vir ons gaan. As om die Engelse woorde sê is to empower them. Ja. En as ons die mense nie empower nie, hoe kan hulle dan 'n verandering maak in hulle lewe? Nou ja, Marilee, volgende week gaan ons 'n bietjie gesels en ons gaan begin kyk na die verskillende tipes mishandeling en hoe dit gedefinieer word. Sodat elke luisteraar kan presies besef wat beteken elke verskillende tipe. En ja, dit is oor, ek het sê volgende week, sien ek wil vinnig terug wees, maar dit is oor 2 weke en dit gaan dan wees die 17de, dan gaan ons bietjie verder gesels. Ja, dis hier onderwerpe die nê, en ek dink ons gaan nog op 'n punt kom wat ons elke onderwerp vat en dan uitbrei na hom. Absoluut, ja. En dan gaan ons ook die luisteraars kans gee om te kan vra. Ja, maar alreeds, Ja. hulle moenie skaam wees, hulle moenie terugsit nie. Stuur die WhatsApps in vir Marilou. Sy sal vir my aanstuur, ons sal notas maak en ons sal dit begin bespreek. As ons 'n program moet maak net om vrae te beantwoord, dan doen ons dit. Ja. Maar stuur dit in, as daar iets is wat julle pla, dat ons julle kan help. My nommer is 076-479-7517, as julle moontlik my wil kontak kom, of anders die ander nommer is 074-689-6263. Dit is my vrou se nommer, dit is Jill se nommer, en sy is ook geregistreerde spesialist beraader. So, ja, sy wil my nie in die hande kry nie, haar in die hande, en praat maar gerus met haar ook. Ja. Okay, dankie. Ek sien ons het, so dankie vir jou, Aubrey. Ek sien ons